Goed, ek is so bly om Gideon sal nooit die eerste woorde van Jesus se bediening vergeet nie. En daai woorde is om Gideon, Bekeer julle, want ek het dit vergeet die vorige keer. ja, En ek het seker gemaak, ek sal nie weer. dankie om Gideon. Ek is bly om Gideon doen sy huiswerk. En ek weet Tannie Marie het hom ook hard in die ribbes gepomp toe ek laas keer vra en hy kon nie onthou nie. So miskien, ja, kom ons gaan nou nie maar so doen nie. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En ons het so 'n bietjie gekyk na wat is die goed wat Jesus gesê het oor hierdie koninkryk van God wat naby gekom het. Dinge soos dat hy praat van die Vader. En ons het gesien hoe hy, omdat hy God sy Vader noem, die mense so kwaad vir hom geraak het dat hulle hom op die ou en dood gemaak het. En ons praat so maklik van God ons Vader, want ons sê dit, maar ons verstaan nie die betekenis daarvan ten volle. Erken die God en sy gesag, hy hou oor ons sy kudde wag. So as ek hom erken en ek bely dat hy is my herder, hoekom lê ek in die middel van die nag wakker en worry? Die twee goed kom ons nie by mekaar uit nie. Ek dink hierdie week weer nou, ek is nou skoolvakansie vir Annabel en ek kyk die jong dame wat daar in my huis rondloop en ek sê, waar kom jy vandaan? Jy was dan nou die dag nog so 'n klein dogtertjie gewees. En 'n herinnering kom by my op hoe sy as 'n klein dogtertjie is verskriklik onafhanklik. Kyk, my seun, jy moes hom in die bed gaan sit en jy moes by hom sit tot hy in die slaap raak. Annabel nie, los my. Soek jou nie in my kamer nie, sy gaan nou slaap. Maar dan hoor ek hoe sing sy saggies, die Here is my herder. Niks, en dan stap ek na toe en sê ek, Annabel, is jy okay? Sy sê nee papa, ek voel net bietjie bang. Maar los my, die Here is my herder. Incredible, nie? En dis die boodskap wat Jesus begin verkondig het. Jy het 'n Vader wat vir jou sorg, hoekom is jy bekommerd? Hy sê, kwel jou nie oor die dag van môre nie. Daai woord kwel beteken ons weet mos nou as jou koppie begin hardloop, Willem. Weet jou koppie hardloop op maar. En dan, voor jy weet, is jy op 'n plek, en jy dink by jouself, maar hoe het ek hier uitgekom? Skielik het ek hierdie groot probleem gebou oor eintlik niks nie. Want ons koppe hardloop. En dis wat daai woord kwel beteken. Die ou King James praat van do not take thought about your life. Do not take thought about your life. Moenie jou kwel oor jou lewe nie, want hy sorg vir jou. En dis die dinge wat Jesus begin preek en vir mense begin leer. Dat hy sien daar ver nie, hy's hier en hy's binne jou. Dat aanbidding gebeur nie daar in 'n tempel nie. Toe hulle vir hom vra, Here, leer vir ons om te bid, toe sê hy, gaan na jou binnekamer toe. Nou jou binnekamer, Berdien, was nie net 'n kamer in jou huis nie. Dis 'n plek binne in jou. Waar hy sê, gaan na daai plek toe. Die allerheiligste binne in jou. En daar bid jy tot jou Vader. So jy sien, dis heeltemal anders as waaraan mense gewoond was. Dit was radikaal anders. En terwyl ek deur hierdie bergpredikasie besigheid werk, besef ek, ek dink, ek wonder. Kyk, want toe hulle vir Jesus doodgemaak het, was dit nie omdat hulle net 'n plot teen hom gesmee het, omdat hy 'n bedreiging was vir die geestelike leiers van die tyd. Dit was uit oortuiging, diepe oortuiging, dat dit wat hulle besig is om te doen is die wil van God. Hoor julle wat ek sê? Hulle het vir Jesus doodgemaak, omdat hulle diep oortuig was, dit is God se wil. Hierdie man was 'n ketter, hy was van die duiwel besete,
En hy daai oortuiging het hulle vir hom doodgemaak. En ek wonder baie keer as Jesus vandag hier kom, waar sou ek gestaan? As hy kom en hy sê, moenie oor jou lewe besorg wees nie, want jou Vader sorg vir jou. As hy vir my sou sê, God is nie daar ver nie, hy bly hier binne in jou. Waar sou ek gewees het? Sou ek vir hom gesê het, nee, jy praat nou stroom. Of sou ek my knie buig voor sy woorde van waarheid en dit aanvaar en sê, maar dit is die lewe wat ek wil lei. In totale afhanklikheid van my Vader, my herder, sou ek erken dat hy is God en my knie voor hom buig. En dis die uitdaging, is dit nie? Ons sê met ons mond een ding, maar in ons lewenservaring ervaar ons iets anders. Want dit is maklik om met jou tong jou knie te buig. Maar jy kan sê ek buig my knie, maar jy staan nog steeds reg. Sonder om regtig jou knie te buig, as jy verstaan wat ek bedoel. Maar ek wil gou hier stil staan vir 'n paar oomblikke by Matteus 7, waar Jesus sy bergpredikasie eindig. Al hierdie lering wat hy gee, oor hy is ons Vader, hy is hier by ons, hy is binne in ons, hy is nie ver nie, moet jou nie kwel oor jou lewe nie, moenie vir jou skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Al hierdie goeders wat hy vir ons leer, som hy nou hier op in Matteus 7 van vers 24 af. Hy sê elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. En dit doen. Weet jy, baie keer hoor ons die woord en is, ons is opgewonde, né? Nou dink jy onmiddellik aan die gelykenis van die saaier. Waar Jesus praat oor hierdie reaksie wat elkeen van ons het op sy woord. So, party mense onmiddellik toe Jesus kom en hy sê, God is jou Vader, toe val hy woord op die pad. Want hy so in hom ingedrul, dat God is hierdie wese wat daar ver van jou af is, wat nie veel oor jou dink nie, en nie veel met jou te doen het nie, en wat temperamenteel is, en die hele tyd wil hê, dat jy moet hom kom soebat, en jy moet hier na hom toe aangekruip kom, want as jy dit nie doen nie, dan raak hy emosioneel ontstig, en onstabiel. Ja, dis wat mense glo. Die Here hou afstand van ons af. So daai woord val op die harde grond, haast geen penetrasie nie. Ander aanvaar dit en onmiddellik is wow, dis incredible. Wow, God is my Vader. Wow, ek kan dit nie glo nie. Goodness. Dan stap hy by sy huis en sy vroukie kom skeef aan en val sy hele wêreld in mekaar. Of hy kyk na sy bankbesonderhede, sy bankrekening. Kyk, julle ken die storie. Ander weer neem die woord met groot blydskap, maar die ander sade wat ook daar is, groei en verstrengel. En dan is daar die wat dit aanneem en dit dra vrug. Daarom sê Jesus, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, en dit toepas. Hy sê, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaaid teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fondament was op die rots. Hy sê, en elkeen wat nou hierdie woorde van my luister en dit nie doen. Met ander woorde, jy luister, dis 'n fantastiese boodskap. Man, jy voel so lekker as jy hierdie woorde hoor, maar jy pas dit nie toe nie. Sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval
en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer. Met ander woorde, in goeie Afrikaans, hulle bekke het oopgaan oor hierdie goed wat Jesus vir hulle geleer het. Ek wonder, staan ons ook nog baie keer verslae oor die diepte van Jesus se leer, oor die waarheid en die misterie daarvan. Bou jou huis op die rots. Jy sien, hier is die ding wat vir my 'n openbaring was. Jy sien, of jou huis op die sand staan en of jou huis op die rots staan, jy is nog steeds blootgestel aan dieselfde storms, en dieselfde winde, en dieselfde reën. Die verskil is net die een val en die ander een staan. Ons moet versigtig wees om te dink, wanneer jy jou huis op die rots bou, is dit altyd net sonskyn. Okay? Wees versigtig, want daar is die wat dit so verkondig. Dat wanneer jy, my ma het altyd gesê, all sunshine makes a desert. So wees versigtig, dat jy nie dink, dat wanneer jy jou huis op die rots bou, dat daar nie storms gaan wees. En dit is vir my die groot misterie van dit wat Jesus kom sê. Dat dit gaan oor 'n innerlike rots. Daai rots is hier binne in jou. Dit gaan oor om in die oog van die storm nog steeds vrede en vertroue en blydskap te kan hê. Dis vir my fenomenaal. En weet julle, ek kan vandag hier staan en sê, maar ek begin dit ervaar. Kyk, hulle sê jy moet versigtig wees wat jy preek. Julle sal nou weet wat gereeld preek. Jy moet versigtig wees. Ek het so 2 weke terug het ek by 'n groepie wat gevra het ek moet vir hulle 'n boodskap kom lewer. Ek vir hulle gesê, baie keer as jy in die lewe in hierdie storms en hierdie groot golwe kom en hy breek oor jou en jy, terwyl hy golf kom, is jy hondbang dat hierdie ding gaan vir jou rol. Ek het nou al 'n paar keer gedink ek is ook mos nou 'n surfer. Nou is ek ook daar in die see. Ek het al 'n paar ouens daar op Amanzimtoti se lewensredders. As hulle my sien aankom, sê hulle asseblief meneer, wil jy nie asseblief eerder net uit die water uitbly? Want nou sien ek daai surfertjies, maar ek is nou nie daai surfers wat staan nie. Ek is nou van daai wat op die maag lê op daai ander bord. Nou sien ek die perde is daar in die water en nou as ek Pick n Pay toe gaan kry vir my ook een van daai meneer. Ek weet toe nou nie, hulle goed is nie jou garden variety boogie boards of wat ook al hulle die goed noem. Nee, daai goed het sulke vinne onderaan en hulle is next level. Maar in elk geval, ek is met my Pick n Pay styrofoam dingetjie daar in die branders. En ek kom nie reg nie, Toe sien ek, nee man, die ouens het van hierdie vinne wat jy so skop. Nou is ek weer terug Pick n Pay toe gaan kry vir my 'n paar van die vinne op. Ek weet nie of jy al probeer het om met daai goed in die branders in te loop nie. Vader, nee, ek was moeg nog voor, maar in elk geval, toe kom ek nou uiteindelik, kry ek toe nou geswem daar waar die groot branders is. My man, ja, kyk, dit so wat van rol het ek in my lewe nog nie ervaar. Kyk, jy moet daai tydsberekening moet jy reg kry. As daai ding so wit begin maak boord, moet jy eerder duik, want jy gaan sleg gerol word. Amper sê ek soos Petrus wat nie die regte woorde kry nie. Maar in elk geval, so rol daai branders vir my. Dat kyk, het naderhand het daar so 'n mannetjie met sulke lang hare. Hy het naderhand vir my gesê, nee oom asseblief, kom jy eerder uit. Hier gaan jy moeilikheid optel.
Maar in 'n geval in die lewe is ook so, daai groot branders kom. En ek sê vir hulle, daai branders kom en op een of ander manier bly jy net staande. Man, in daai week, toe moes ek 2 groot branders in die gesig staar. Die een is 'n kliënt wat ons op notice wil sit, omdat ons klaarblyklik nie doen op sy site wat ons veronderstel is om te doen nie. En ek het nie geweet hoe gaan ons by hierdie ding verbykom nie. Jy kan dink, dit is beleggers se geld, ek meen as dit wat hulle gesê het hulle gaan doen sou gebeur, dit was, nag. Maar daai meeting het gekom en gegaan, en hier staan ons, en ons gaan aan, en ons wen. Die ander een was autoriteite in Johannesburg, Pretoria, wat sê, dit wat julle doen, julle mag dit nie doen nie. Weereens, as hulle ons stop, is ons onderdeur. Maar hier staan ons nog, ons gaan aan. Dis 2 groot golwe, wat gekom en gegaan het, en ons bly staan. Maar ek moet vir jou sê, dit het 'n paar nagtelike ure gevat, wat ek gevoel het, dit is die einde. Maar in daai uur, keer jy terug na die rots toe. En jy kom by 'n punt waar jy sê, Here, wat ook al gebeur, as hierdie brander my rol, ek vertrou vir U weet beter, my lewe is in U hand. Hoe lyk hierdie rots waarop ons bou? So ek vat die woord rots en ek gaan 'n woord ROTS aan elkeen van hulle kop, om vir julle te sê wat ek geleer het, hoe mens in die storm staande bly. Die R staan vir rus. Nou rus beteken nie dat jy niks doen nie. Rus beteken dat jy werk. Maar jy werk uit 'n plek van rus. Met ander woorde, om te sê, die uitkoms aan die ander kant van hierdie golf, kan nie my lewe van my wegvat. Dit kan nie my vrede van my wegvat nie. Dit kan nie my verhouding met my Vader van my af wegvat. So ek rus in die wete dat niks kan my van hom skei. En wat ook al gebeur, ek is in sy hand. En dit is vir my genoeg. En dit is my lewe. So my lewe is nie onder enige bedreiging. As jou lewe is, as daar iets in jou lewe is wat onder bedreiging ooit kan wees, raak ontslae daarvan, want dit is nie jou lewe. Jou lewe in God kan nooit onder bedreiging wees nie. Hoor julle wat ek sê? En ek rus daar. Ek rus, erken die God, want hy is Heer. Erken hom. Hy hou oor my die wag. Hy is my herder. Na waters waar rus is, lei hy my heen. En daai rus hang nie van jou omstandighede af. Dit hang nie van die storm af. Dit hang af van die rots waarop jy bou. So dis rus. So ek het gewerk, ek moes my huiswerk doen, maar ek het dit gedoen vanuit 'n plek van rus. En jy sal verbaas wees, die kreatiwiteit en die wysheid wat na jou toe kom wanneer jy in 'n plek van rus is. Want dan kan jy met die omstandighede deel op die beste moontlike manier. Rus. Die tweede een is wanneer jy rus, is daar openbaring. Onthou wat Jesus vir Petrus gesê het. Hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? Hulle sê, ja, party sê Elia, Johannes die Doper,
En Jesus sê toe vir hulle, maar wie sê julle is ek? Hy sê toe vir Jesus, U is die Christus, die Seun van God. Yes. En toe sê Jesus vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En op hierdie rots bou ek my kerk. Wat is daai rots? Die openbaring wat van die Vader afkom. So toe die Vader openbaar, luister, die brander gaan kom en hy gaan oor jou slaan en dit gaan vir jou voel jy verdrink. Maar weet jy wat, aan die ander kant is ek nog steeds daar. Al gaan ons, ek en jy, nie al gaan jy alleen deur 'n vallei van doodskare nie, al gaan ek en jy deur 'n vallei van doodskare, want ek is by jou, my stok en my staf die vertroos jou. As jy daai openbaring het en daai ervaring, dan kom die storm en dan kom die wind en hy gaan weer en jy bly staan. So die R was nou weer wat gewees? Rus. Ag, dankie, rus. En die O is? Openbaring. Jy kry 'n openbaring van die Here se teenwoordigheid by jou. Die T is teenwoordigheid. Teenwoordigheid. Willem, wanneer jou kop in môre in hardloop, dan val jou wiele af. Is ek reg, Wendy? As jou kop in môre in hardloop, as jy begin dink aan wat vir jou wag in hierdie week, dan val jou wiele af. Want ons het nie die vermoë om in die toekoms te lewe nie. Jy het nie. Jy het slegs die vermoë om in hierdie oomblik hier te wees. Want wanneer jy in hierdie oomblik hier is, dan is jy ook in God se teenwoordigheid. Want hy is hier. En net soos wat hy nou hier is, sal hy môre daar wees, wanneer jy daar kom. Daarom kwel julle nie oor die dag van môre nie. Kwel beteken om te dink en te beplan. Dis meer as bekommernis. Bekommernis is die vrug van kwel. Maar bekommernis het 'n voorloper. Daar's iets wat bekommernis Elisabeth veroorsaak. En dit is om nou in môre in te hardloop en te gaan oplossings soek of scenario's te gaan skep en vir jouself te vra, maar wat gaan ek doen as dit gebeur? En nou begin jy jou hele lewe inrig. Jy het nou 'n ding gesien daar. Nou begin jy jou al planne maak. Jong, ek moet, ek sal moet. En dan kom jy daar, gebeur dit nooit. 98% dis wetenskaplik bewys. 98% van dinge waaroor ons bekommer gebeur nooit. Maar as jy nou 'n kommerpot soos ek is, dan gaan jy dink, maar my lewe val in die 2%. Alright. Bly teenwoordig. Want wat gebeur as ek in môre in hardloop aansien? Ek is nie hier nie. Met ander woorde, Berdien kan nie vir Willem ervaar in 'n verhouding as Willem nie nou hier is. Dis een van die grootste, hartseerste dinge van die lewe, is dat ons mekaar mis, omdat ons nie hier is. En jy kan ook in dieselfde manier sê, of ons hak in gister vas. Ek het by Kingswood verlede week die skoene preek gedoen, waar die Here vir Moses sê, trek uit jou skoene. Want jy moet teenwoordig wees, Moses. Ek is met jou hier, nou. Ek is nou met jou. Gister is verby.
Jy's 'n voortvlugtende voor die gereg. Jy's 'n hakkelaar. Jy is weggegooi deur jou ma. Jy het in horribale omstandighede groot geword. Maar weet jy, ou boet, as jy dit nie nou agter jou sit nie, gaan jy nie hier kan wees nie. En in verhoudings, elke oggend, ek beloof jou, soos wat ek hier staan, trek ek my skoene uit in my verhouding met my vrou, en ek sê, gister is verby, ons begin vandag nuut, dis asof ek jou vandag vir die eerste keer ontmoet. Jo, jy moet sien die spaak, wat in 'n verhouding inkom as jy dit doen. Ek sê vir jou, dit bly lekker, en dit raak net lekkerder. Wees teenwoordig, los môre in sy hand. En gister los ons agter ons. Tot ou Jeremia in sy swaarmoed moes sê, die Here se goedertierenheid is elke môre nuut. As jy in gister vashou, dan mis jy sy nuwe goedertierenheid wat vandag hier is. En as jy môre inhard, dan mis jy wat nou hier is. Want jy sien, dis die wortel van soveel kwaad, is dat ons kan nie net hier wees. Ons kan nie net hier wees en dankbaar wees vir dit wat ons nou het. Ons moet altyd goed gaan jaag. Die S, het ek nou vergeet waar verstaan die S. Nee, ek het nie. Stilte. Stilte. Wees stil en weet, ek is die Heer. Weet jy, daar is 'n plek binne in ons wat genoem word stilte. Dit beteken nie is 'n plek wat nie geraas. Beteken nie na 'n plek toe in 'n klankdigte kamer gaan sit nie. Maar hier is 'n plek hier binne wat ons noem stilte. 'n Plek waar jy kan terugstaan en na jou eie koppie kyk wat so rondhardloop en sê, "Joh, maar jy hardloop lekker." En jy is nie binne in daai maalkolk nie. Jy staan terug en jy kyk vir hom en jy sê, "Dis interessant." Ek staan elke oggend op en ek erken dit. Ek staan elke oggend op met diepe angs en depressie. En ek kan terugstaan en daarna kyk en sê, "Ek sien jou." En na die plek van stilte toe gaan. Want dit is in die stilte waar ons die Here ontdek. Dit is nie in dis wat Elia ontdek het nie. Dit was nie in die storm nie. Dit was nie in die aardbewing nie. Dit was nie in die vuur nie. Dit was in die stilte waar hy die Here ontdek het. En so baie keer raak ons nie net in die lewe se besigheid betrokke nie, maar ons raak ook in die bediening se besigheid betrokke. Dat ons so besig is met die dinge van die wêreld, dat ons vergeet van die Here van die dinge. Bou jou huis op die rots. Rus vandag. Rus op hierdie oomblik. In die wete hy is hier. Hy is in beheer. En ja, dan kyk ons rond en sê, maar hoe kan die Here, moenie eers so toe gaan nie. Moenie dink aan dit. Die wêreld lyk soos hy lyk omdat mense nie rus nie. Omdat mense nie in die rus lewe nie. En ek en jy is hier om dit te verander. Om 'n verskil te bring. Die Here werk deur ons. Maar ons moet in 'n plek van rus kom, sodat hy deur ons kan werk. Laat die Here homself aan jou openbaar. Die Bybel sê hy staan by die deur en hy klop. Ek moet die deur oopmaak, maar hy's daar. Paulus preek vir die Grieke, hy sê, dit het God gedoen, sodat ons na hom toe kan uitreik, want hy is nie ver van enige van ons af nie. Hy is hier.
Hy staan by die deur en hy wag vir ons om oop te maak en homself aan ons te openbaar. Wees teenwoordig, wees hier en raak stil. Geen woorde, geen gedagtes. Wees net stil, want dit is in daai stiltyd waar jy op die rots bou.